Welkom by hierdie gesprek waar ons alledaagse lewens- en geloofsvrae en kwessies vanuit 'n katholieke lens en perspektief bekyk. 'n Bron van inspirasie, gewortel in geloof en gemeenskap. Het jy al by 'n oop graf gestaan en gewonder, wat nou? Is dit dit? Is dit verby? Is dit Kubai? Is daar niks meer nie? Die vraag is oud, maar die soeke na die antwoord bly jonk. Almal wil weet, of wonder ten minste, is daar lewe na die dood? Jesus het nie net daaroor gepreek nie, hy het dit vir ons gewys. Die graf kon hom nie terughou nie. Hy het opgestaan, lewendig. Hy is die opstanding, en hy nooi jou om dit te glo en dit te lewe. Maar kom ons sê net vir 'n oomblik, daar is geen ewige lewe nie. Dan is God of te swak om die dood te verslaan, of nie lief genoeg vir ons, om ons vir altyd saam met hom te hê nie. Dan was Jesus se stories oor die hemel en die koninkryk 'n leuen. Dan is hierdie lewe niks meer as 'n wrede grap nie. Dan is ons mos net slim diere, sonder 'n siel, sonder sin en sonder bestemming. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 20, maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die wat gesterf het. Die hoofstuk eindig met hierdie belofte: julle werk vir die Here is nooit te vergeefs nie. Want wat gesaai word in verganklikheid, word opgewek in heerlikheid. Wat sterf in swakheid, staan op in krag. Die skrywer van die boek Prediker het nie 'n lewe na die dood gesien nie. Hy het nie daaraan geglo nie. Sy woorde klink soos 'n wolk voor die son. Hy sê, alles is ydelheid. Maar op die laaste bladsy antwoord die tweede stem. Die stem sê, dien God en gehoorsaam sy gebooie, want ons sal rekenskap moet gee. As daar geen lewe na die dood was nie, dan sou jy jou geliefdes nooit weer sien nie. Nooit die Here van aangesig tot aangesig ontmoet nie. Maar omdat Jesus leef, kan jy met hoop lewe. Nie net oorleef nie, maar lewe. Met liefde, met sin en met die wete, jy is op pad na 'n ewige tuiste.